vers 14. Maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet ook wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en die regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Hoofstuk 4. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Ek lees net weer vir ons die gedeelte wat ons mee begin het. Bly jy, weet jy tog, en dan eindig ons nou nie vers 6 gelees nie, maar my boodskap eindig met vers 6, wat my betref. Dat ons ook eendag op 'n stadium in ons lewens uitkom, wat ons sal sê, wat my betref. Geliefdes, vanoggend se boodskap skakel in 'n mate aan by laasweek se boodskap wat ons gepraat het van onthou, om te onthou. En Paulus kom na die jong Timoteus toe en hy sê, weet jy tog? En miskien is daar vanoggend iemand van ons wat nodig het om te weet jy tog wat die Here vir jou gedoen het? Weet jy tog die Here se hand van genade in jou lewe? Sien jy dit raak deur al die jare? Wat het jy van God geleer? Want Timoteus of Paulus kom na Timoteus en sê, deur al die jare weet jy tog, van kleins af met die Heilige Skrifte was jy besig geweest. Van kleins af het ons in die kerk kom sit. Van kleins af het ons Sondagskool geloop. Baie keer as ek na u toe gaan vir 'n besoek, dan sê ek, maar ek is hier gedoop, ek het nie skool gegaan, ek het Sondagskool gegaan. Ek is hier getrou. So vanuit al hierdie woorde, weet jy tog wie die Here is, want Paulus praat van die Heilige Skrifte. Deur al die jare heen, weet jy tog dat jou geloofsvastigheid bring in jou lewe. En dan kyk ons na Timoteus, en ek dink dit is interessant wanneer ons na hierdie gedeelte kyk. Timoteus en Titus is twee pastorale briewe. Pastoraal beteken, dit is iemand raad gee, leiding gee, ondersteun, bystaan. So Paulus kom en hy kom gee 'n bietjie raad en hy ondersteun vir Timoteus en vir Titus. Timoteus was baie betrokke in Efese gewees, terwyl Titus baie betrokke was in Kreta. Dis ook hulle bedieningsveld en dis waar hulle gemeentes nou maar is, om dit so uit te druk vir u. Timoteus, die eerste keer wat ons dan vir Timoteus lees is in Handelinge 16 vers 1 en dan in vers 2 en 3 dan lees ons dat sy ma 'n Jodin was en sy pa 'n Griek. So nou skep dit klaar dat 'n tipe van 'n dinamiese gesin van 'n ma wat 'n Jood is en dan die pa wat 'n Griek is. So dis baie interessant om ook hierdie agtergrond te hoor en te besef wie Timoteus was. En dan wanneer Paulus oor Timoteus gepraat het, en dit is vir my so mooi, het hy Timoteus aangespreek as my ware kind in die geloof. Hoor ons wat Paulus vir Timoteus sê? Hy sê, my ware kind in die geloof.
En wanneer ek na dit luister, dan sien ek in my geestesoog hoe Jesus in die hemel is en hy stamp miskien so aan iemand en hy sê, daardie persoon daar, dit is my ware kind in die geloof. Hy of sy wat op aarde is, en dan wys hy so na ons, dit is my ware kind in die geloof. En ek dink dit is 'n wonderlike getuienis en ervaring, as iemand dit van jou kan sê, dat jy 'n ware kind in die geloof is. En dan wanneer ons na Timoteus kyk en Paulus beskryf hom dan as hierdie ware kind in die geloof, dan hoor ons 'n stuk van sy hart en hy sê maar, Timoteus, maar jy, bly by wat jy geleer is, staan vas in daardie lering. Jy weet tog wat die Here al vir jou gedoen het. Ek en jy was op 2 sendingreise saam gewees. Jy het al hierdie dinge beleef, die vreugdes, die blydskap, ook die lyding en die swaar kry. Timoteus, jy weet tog hierdie dinge. En dan, as ons kyk, wanneer Paulus dan weer na Timoteus toe kom in sy eie gemeente, in Efese Timoteus se gemeente, dan sê hy vir Timoteus, Timoteus, God het die grondslag van jou gemeente gelê. Jou gemeente is die pilaar in die gemeenskap, waaruit die waarheid uitstraal. Die een evangelie soos ons teksvers in Galasiërs 1:7. Daar is net een ware evangelie. Dan gaan die teksvers verder en hy sê, daar gaan mense kom wat jou wil mislei, wat jou wil laat afdwaal van die pad. Onthou wat jy geleer het. Wanneer ons keuses en besluite neem in ons lewens, wanneer ons wonder oor iets, wanneer ons dink oor dinge, mag ons besef en mag ons onthou, dat ons sal onthou wie die Here is, dat ons sal weet waartoe hy in staat is. Paulus kom na Timoteus toe en sê, Timoteus, in jou gemeente is daar orde, want God is 'n God van orde. Daar is die suiwere handhawing van die Bybel se leerstellings wat verkondig word. Timoteus, jou gemeente glo in God die Vader, Jesus Christus die Seun en die werking van die Heilige Gees. Timoteus, jou bedieninge moet gegrond wees op die suiwer geloof in God die Vader, Jesus Christus en die werking van die Heilige Gees. Want as jy nie daaraan gehoor gee nie, dan gaan jy afdwaal, Timoteus. Dit gaan misleiding veroorsaak. En al hierdie aspekte, belangrike dinge wat hy onder Timoteus se aandag bring, is ook vanoggend nog steeds vir ons van belang. En wanneer Paulus dan praat van die Heilige Skrif, dan beteken dit die volle gesag van die Ou Testament en die Nuwe Testament. En dit is ook hoekom vir ons vanoggend aan ons geloof bely het, ek glo in die Ou Testament en die Nuwe Testament. Alles wat opgeteken is in die Bybel, ek glo in die Heilige Skrif. So wanneer Paulus na Timoteus toe kom met die Heilige Skrif, dan kom hy na ons toe ook en hy sê, jy moet tog onthou van die Heilige Skrif. Onthou wat jy geleer het en bly vasstaan in jou geloof. So 'n bietjie verder beweeg na hoofstuk 4 toe en ons som daardie 5 versies op. Dan kan ons dit eintlik opsom met 3 woorde. En daardie woorde is preek die woord. Vers 2 begin met verkondig die woord. Onthou wat jy geleer het, onthou om die woord te gaan preek, onthou om dit te gaan verkondig. Met die oog op die tweede koms van Jesus Christus, moet ons die suiwere woord van God verkondig. En hierdie is Paulus se verwysing na 2 Korintiërs 5:10, waar hy sê, ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat ons elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit goed of sleg was. Hier is die verwysing na die gedeelte van hoofstuk 4 waar daar eintlik 'n bevel is. Hy sê, ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en op sy koningskap. Verkondig die woord. So dis nie net, ek verkondig of ek beveel jou in die naam van God en van Jesus Christus nie. Wat is die bevel? Dit is 'n opdrag, gaan verkondig die woord. En mag ons hierdie opdrag werklik gaan uitvoer.
In vers 5, ons laaste versie van hierdie gedeelte, is daar 'n bediening, 'n lewenstyl. Hy praat van 'n lewenstaak. Here, help my lewenstaak en my bediening af te handel, dat ek dit goed kan doen. En elkeen van ons het 'n lewenstaak, die verkondiging van die evangelie. Ons het ook 'n diensopdrag, 'n dienstaak wat ons hier binne jou gesin, binne die gemeente, binne die gemeenskap moet voltooi. Paulus kom weer en hy herinner ons, weet tog dat jy 'n bediening het binne die gemeente en weet tog dat jy dit sal uitleef. En hierdie is weer eens 'n verwysing na Handelinge 20 vers 24. Dit beskryf dit so mooi. Maar al is my lewe kosbaar, reken ek dit van geen belang nie, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en my dienswerk wat ek van die Here gekry het, kan klaarmaak. Dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. Wat 'n wonderlike dienswerk is dit nie om die evangelie van God se genade te verkondig nie. Ons was, soos ons ook in die wet gesê het, sondig, maar deur die genade van Jesus Christus weet ons tog dat daar vryspraak moontlik is. Vers 13 van hierdie gedeelte waarsku ons teen die misleiding. En dan ook die gedeelte wat praat van verdigsels. Pas op vir mense wat jou verlei en moenie aan hierdie verdigsels gewoond raak of glo nie. En toe gaan kyk ek nou so 'n bietjie wat beteken 'n verdigsel. Die Engels beskryf dit vir my mooi. Dis 'n fable, 'n fabel wat dan vir ons weergegee word, 'n fabrication, 'n opmaak storie. En dan het ons altyd op ons hoor gereeld iets, a figment of your imagination. A figment of your imagination. So die Engels kom vir ons en sê, maar dis 'n fabel, dis 'n opgemaakte storie. En Paulus sê juist, hier moenie na daardie mense luister nie, want dan gaan mense nie in tye kom wat hierdie boodskap van julle gaan oordra. Julle gaan hierdie mense navolg en julle gaan julle eie of hulle verdigsels ook navolg. Bly weg. So daarom weet tog dat ons die Heilige Skrif moet lees, dit bestudeer. Weet tog dat ons moet kennis hê van God die Vader, Jesus Christus die Seun en die Heilige Gees. En dit is hierdie dinge wat ons werklik weer onder ons aandag gebring word deur Paulus. Ek dink wanneer ek so terugdink oor wat Paulus gesê het, dan dink ek tog hy het miskien iets geweet van 'n Facebook en 'n YouTube en 'n TikTok wat gaan kom. Want as ons kyk na die boodskap en die inligting wat op daardie sosiale media platforms aan ons oorgelewer word, is dit nie die waarheid nie, is dit nie die Heilige Skrif nie. Ons glo wat die mense daar sê, dis wat Paulus hier vir ons sê. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wen. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters wat bymekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. En is dit nie partykeer wat ons doen wanneer ons sosiale media volg nie? Ons volg mense wat ons graag wil hoor, het sy goed of sleg. En daarom is dit nodig om onderskeid te maak tussen jy weet tog wat die waarheid is, bly weg van die dwaallering. En daarom is dit belangrik dat ons hierdie punt, jy weet tog, onder die Heilige Skrif en die leermeesters en die geloof sal vasmaak. Maar daar lê tog vir my 'n stuk van menslikheid buite die geloof, wil ek sê, buite die Bybel. Jy weet tog wat reg en verkeerd is. Jy weet tog jy moet dit doen nie. Sonder dat ons nou hoef te bid vir leiding van die Heilige Gees en insig en wysheid van bo. Dit is daardie proses van heiligmaking. Wanneer ons deur 'n moeilike situasie gaan, wil ek amper vir u sê, jy weet tog wat om te doen. Jy weet tog eintlik wat die antwoord is. Jy weet tog wat die oplossing en die uitkoms is. Buiten die Bybelse verwysings wat ek nou genoem het. En daarom mag ons bidend bly en vir die Here sê, maar Here, gee vir my die insig en die wysheid. Ek wil nie alles sommer net as vanselfsprekend aanvaar en weet nie. Maar hier word ek vanoggend herinner aan die jy weet tog. Al hierdie dinge wat ons gehoor het,
is Paulus se laaste opdrag. In hierdie gedeelte, by vers 10 wat ons begin het, die opskrifie daar is die laaste opdrag aan Timoteus. En ons vra, nie een van ons is seker van 'n dag van môre nie. Wat is my laaste opdrag wat ek dalk vanoggend vanuit die woord ontvang? Wat is die laaste ding wat Paulus vir my onder my aandag bring, omdat die Heilige Gees my oortuig van wat ek moet weet? Wat sal dit wees as ons nou hier geleentheid vir mekaar gee om dit met mekaar te lees? Sy laaste opdrag was, maar jy bly by wat jy geleer het en vas in glo. Jy weet ook wat die regte dinge is om te doen, want jy ken die Heilige Skrif, die Ou Testament en die Nuwe Testament, en jy staan in 'n lewende verhouding met God, jou Skepper. Jy weet ook wat om te sê en wat om te doen. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om te kan weet, dankie dat U vir ons leiding gee in wie jy weet ook. Daar waar ons onseker is, het ons ook gesing, al my twyfel bring ek Jesus. Here, verander die twyfel in 'n wete, verander die onsekerheid in 'n geloof. Here, dat ons sommer net so sal terugdink aan almal wat 'n inspraak gelewer het in my lewe rondom die geestelike, of dit nou my ouers, of my ouma en my oupa was, Here, of dit onderwysers was met 'n of 'n klaskameropening, of 'n saalopening, sonnaskoolonderwysers, Here, wie ook al inspraak in ons lewens gehad het. Paulus sê vir ons, onthou die leermeesters. En ja, Here, Jesus Christus het dan vir ons die voorbeeld kom stel van hoe om te lewe en te praat. Mag ons weet hoe Jesus opgetree het, mag ons ook weet hoe hy gebid het, en hy het by verskeie geleenthede gebid. Mag ons weet dat U ons persoonlike verlosser en saligmaker is, wanneer ons ons sondes bely en in U glo. Dankie Here dat ons dinge weet van skepping en alles wat in die Bybel, hierdie 66 boeke staan. Help ons wanneer ons vergeet daarvan, om ons te onthou soos wat ons laas week vir mekaar gesê en waar ons dan vanoggend afsluit met, jy weet ook. Dankie vir daardie sekerheid en standvastigheid in ons lewens. In Jesus naam alleen. Amen.